22 Oktober. Seëninge beloof aan diegene wat in Christus bly. Die wat treur, sal vertroos word. Salig is die wat treur, want hulle sal vertroos word. Matteus 5, vers 4. Die verdriet wat hier genoem word, is egte droefheid oor sonde. As 'n mens Jesus aan die kruis verhef sien, besef jy hoe sondig die mensdom is. Jy besef dat dit die sonde is wat die Heiland gegesel en gekruisig het. Jy besef dat, hoewel jy onbegryplik teer bemin word, jy gedurig ondankbaar en opstandig is. Jy het jou beste vriend in die steek gelaat en misbruik gemaak van die hemelse kosbaarste gawe. In jou lewe het jy die Seun van God opnuut gekruisig en opnuut daardie bebloede en bedroefde hart deursteek. Jy word van God geskei deur 'n breë, diep swart kloof van sonde en jy betreur dit met gebroke hart. Wie so bedroef is, sal vertroos word. God toon ons sonde, sodat ons tot Christus kan wend en hy ons kan bevry uit die slawerny van die sonde, sodat ons kan verheug in die vryheid van die seuns van God. Ons kan met ware berou na die voet van die kruis kom en ons laste daar neer lê. Die Heiland se woorde het 'n vertroostende boodskap ook vir diegene wat lyding en droefheid ken. Ons droefheid is nie sonder rede nie, want nie van harte verdruk of beproef hy die mens se kinders nie. Wanneer hy beproewing toelaat, is dit tot ons beswil, sodat ons sy heiligheid kan deelagtig word. As ons dit in die geloof aanvaar, sal die beproewing wat so bitter is, vir ons tot heil wees. Die wrede houe wat ons vreugde op aarde verdryf, sal ons oë na die hemel trek. Hoe baie is daar wat Jesus nooit sou geken het, as hulle nie in droefheid by hom troos gesoek het nie. Die Here sal almal beaarbei, wat op hom vertrou. Die getroues sal kosbare oorwinnings behaal. Hulle sal waardevolle lesse leer en waardevolle ondervindings beleef. Christus verhef die gebroke hart en louter die beproefde siel, totdat dit sy woning word.